met trots geborg deur Lots of Pots. Hi, ek is Cornelia Hetge vir Marula Media en ek kuier vandag saam met Karen Viljoen, 'n landskapsargitek by Lots of Pots in Lynnwood in Pretoria. Ek en Karen gesels vandag oor groot binnenshuise plante. So as jy wonder waar om te begin of hoekom die plante wat jy reeds het nie groei nie, bly ingeskakel. Wat is die gewildste groot binnenshuise plante en hoe weet ek watter plant gaan vir my werk? Eerstens moet jy maar weer gaan kyk na jou vertrek. Waar kort jy iets met lekker hoogte en dan ook moet dit nogal 'n plek wees wat hom leen na 'n plant wat groot teksture het, want hierdie plante is maak nogal 'n indruk. So jy moet hom nie probeer in 'n hoekie indruk iewers nie. Dan geld dieselfde beginsels eintlik van ander kleiner binnenshuise plante, so genoeg lig, weer eens nie direkte sonlig nie. Ja, as jy nou nie eintlik 'n leser is nie en jy dink jy wil 'n boekrak insit, kan jy dalk eerder kyk na 'n palm of hierdie boom, want soos jy sê, hulle maak 'n groot indruk, hulle is groen, hy vat lekker baie spasie op en jy gaan nie heeldag in boeke hoe vas te kyk nie. Ja, dit gaan sommer jou dag opkikker. Net so. Ons het in die vorige episode 'n bietjie oor varings gesels. Hierdie ouetjie vang my oog. Jy het gesê hy is ook 'n varing. Ja. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Hierdie is 'n voeltjie nesvaring. Hulle noem hom so want as jy nou hier binne kyk, dan lyk dit daar nogal of 'n voeltjie sy nesie daar kan maak. O, ek sien, lekker beskik, ja. Dit is hy maak ook, soos ons nou gesê het, lekker groot teksture, so hy maak 'n groot indruk. Nie te moeilik om te groei nie. Groot geheim, maar altyd, en ek weet dis moeilik want jy kan dit nie meet nie. Nie te min of te veel water nie. En jy kan omdat sy sy blaaroppervlak so groot is, dieselfde met hierdie ene, kan jy hulle so elke paar weke buite sit, of as jy nou dalk in 'n woonstel bly, sit hom sommer in die stort of in die bad, en dan was jy sommer net sy blare bietjie af. 'n Mens moet altyd onthou, hulle haal mos maar asem deur hulle blare, so as daar baie stof en goed op is, dan kan hulle ook nie baie daarvan nie. Ja, is reg. Ek het al 'n paar video's gesien op sosiale media waar mense sê, gee vir jou plant die tropiese ervaring, en dan sit hulle die plant in die stort en maak die stort oop. Maar dis nou nie 'n grap nie, hoor ek, dit werk regtig om jou plante te... Jy moet net koue water. Koue water, natuurlik. Nou hierdie palm, nuweling op die toneel, ons het nog nie oor palms gesels nie. Vertel vir my, as hierdie nou jou keuse is, lieflike keuse, hoe versorg ek my palm? So hierdie is 'n bamboespalm, en hulle is ook algemeen dat hulle binne in huise groei. Die grootste probleem wat hulle vir jou eintlik gee, is hulle kry baie maklik luise. Wow. Maar dit sal jy sommer sien op hulle stammetjies, sal hulle sulke wit luisies kry, en dan kom jy hier na Lots of Pots toe, en jy wys vir hulle of 'n foto, of jy sny 'n takkie af, en dan sal hulle vir jou mooi die regte goed gee. Presies wys. Wat ek ook wil sê is, mens moet onthou dat plante net soos mense is. Sodra hulle nie gelukkig is nie en hulle kry stres, dan begin goggas hulle aanval en swamme, en so mens moet hulle gereeld water en voeding gee en hulle gelukkig hou. Hierdie interesseer my baie. Soos jy kan sien, die blaar uit geel en groen, baie interessante vorm. Hy is hier op 'n stellasie. Vertel vir my, wat is dit en gaan dit vir my werk? Ja, dit is ook 'n lekker plant om in 'n hoek te sit, soos ons nou gesê het, in 'n groot vertrek. Hy gee vir jou lekker kleur. Dit is 'n Schefflera, en ons noem daai 'n mospaal. So omdat hy regop groei, kan jy hom lei dat hy nou op hierdie paal groei, en dan word dit 'n lekker hoë plant, baie maklik ook om te groei, hou van lekker lig, en as jy bietjie kleur soek, is hy die ideale keuse. Ons het nou vinnig gepraat oor hierdie mooi ficus met sy groot blare. Een wenk wat ek kan gee is, enige soort ficus binne in sy huis, hou nie daarvan om rondgeskuif te word in die vertrek nie. So as jy vir hom 'n plekkie gekies het, probeer hom daar hou. Want as hy sal sommer sy blare vinnig begin afgooi, as hy rondgeskei word. En ook hou dop die randjies
van sy blare. As hulle begin bruin word, dan weet jy, hy's nie meer so gelukkig nie, en ook hulle wil nie so baie water hê soos wat mense dink nie. So, 1 keer 'n week, 'n koppie water sal voldoende wees. Ek trek binnekort, so ek hoop nie die trek gaan my ficus so baie stres soos vir my gee nie. Ek hoop hy hou sy blare. So het ons tot die einde van hierdie reeks van Groenvingers gekom, saam met my, Cornelia Hietge en Karen Viljoen, 'n landskapsargitek. Groenvingers is moontlik gemaak deur Lots of Pots en jy kan al die produkte in hierdie video by hulle aanskaf. Kom kuier saam op Marula Media vir nog tuinvideo's.